Maak my 'n diensknegt van die Allerhoogste God en rig my spore op die pad wat ek moet loop. Werk deur die Gees sodat almal Jesus in my sien, want ek wil met my hele lewe dien. Loof die Here. Ek gaan dit weer sê. Loof die Here. Amen. Amen. Ek is so dankbaar vir die lieflike reeds wat die Here vir ons gestuur het. En ons eer die Here vir sy voorsiening en dat hy vir ons onderneem en ons vertrou die Here vir 'n besondere jaar van God se genade, voorsiening en onderneming vir ons gemeenskappe en waar ons besig is en waar ons werksaam is dat die guns van die Here met ons elkeen sal wees. Dit is 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier saam met u te wees. Jammer dat dit nou nie vir my moontlik was om verlede Sondag saam met u te wees, soos dat ons graag wou doen nie, want nou ja, ek het nou verpligtinge gehad om by my eie gemeente na te kom, anders was ek dalk daar nie met dit. So ek moet maar net dan mooi reg hou en goed hou en vrede probeer met almal saam leef, almal se verwagtinge, maar dit is 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier te wees. Ek moet vanmôre vir julle praat. Nou wil ek sê, kom hierdie gedagte by my op. Hoe gaan dit werklik met jou? Die profeet kom by die vrou se huis en hy vra die volgende vraag. Hy sê, hoe gaan dit met jou? Dan vra hy, hoe gaan dit met jou man? En dan vra hy, hoe gaan dit met jou kind? Ek wil vanmôre vertel dat dit met jou sonde goed gaan. Ek wil vertel dat vanmôre met jou geliefdes goed sal gaan. Ek wil vertrou vanmôre dat jy sal ervaar hoe die seën van die Here. En as jy vanmôre deur 'n moeilike tyd gaan, weet dit daar is een wat jou sal neerdra. Weet dit daar is een wat jou sal gelei. En weet vanmôre, die Here is altyd hier en met my en jou. Ek dink Emsheer sal dit getuig, tyd waar die ander was. Die Here het gelei en gedra het, wonderlike tyd. Geen wat ons staan. Maar ons elkeen vanmôre. En my dankbaarheid is ook vanmôre so groot. Verlede jaar hierdie tyd, Desember maand, was my vrou baie siek geweest. Bly Sharon en Rowan so môre hier staan my. Sy was so siek dat sy letterlik nie meer kon opstaan uit die bed uit. Daai keer het ek weer werk in die streek en ek het daai oggend alleen weer weggery van die huis. Vanmôre was ek bevoorreg dat my vrou en my seun weer saam met my hier kan wees. En ek dank die Here vir dit. Amen. Ek sê weer, God is goed. Die Here onderneem. Hulle wil allerhande behandelings toepas en allerhande goed doen. Aan die einde van die dag het die Here onderneem. Miskien die Here die eer en die dank. Geliefdes, ons is môre hier eintlik vir 'n wonderlike geleentheid. Geleentheid waar ons 'n nuwe herderspaar aan hierdie gemeente gaan opdra aan die Here. En daarmee ook staan die guns en die seën van die kerk daaroor uit te spreek en te erken dat die Here 'n man en 'n vrou roep vir die bediening om vir die Here te werk en te arbeid. En wat 'n voorreg om vanmôre te weet dat ek en jy kan diensbaar wees vir die Here. En mag hierdie 'n besondere tyd wees, ook in Sannieshof gemeente, maar ook in u lewens en ook in die nuwe herderspaar se lewens en bediening. En ek wil vertrou dat ons mooi en goeie dinge hieruit sal voorkom. Baie verstaan ons gaan deur 'n tyd en dinge gebeur, ons worstel oor sekere dinge, ons vra oor sekere dinge. Maar weet jy wat? Die Bybel sê, die Here verlaat ons nooit. En die Here gebruik 'n geleentheid om weer aan te moedig, te versterk en te bemoedig en sy werk en sy koninkryk uit te bou. Ons gee die Here vanmôre al die eer en die dank daarvoor. Geliefdes, blaai saam met as jy die Bybel het en jy wil saam met lees in Handelinge hoofstuk 6, daar vanaf vers 1 tot en met vers 2
en dan ook van 'n gedeelte lees uit 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 en dan ook by Titus wil ek gedeelte net van Titus 1. Handelinge hoofstuk 6 vers 1 sê, en in die dae toe die disippels gemeerder het daar 'n berering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weer in die daaglikse versoeking oor die hoof gesien is. En die 12 en die menigte van die disippels bijeengeroep en gesê, dis nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien. Ek lees ook tot en met vers 4. Kyk nou uit, broeders, dat 7 manne uit julle van goeie getuies, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En dan vers 4. Maar ons sal volhard in gebed en in bediening van die woord. En dan in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Timoteus 3 vers 1 tot 7. Dit is 'n betroubare woord as iemand na opsieners aanverlang, begeer hy 'n vertreklike werk. 'n Opsiener dan onberispelik wees. Die man van een vrou, nigter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders in alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val. Maar hy moet 'n goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die stryk van die duiwel val nie. Dan in die laaste gedeelte Titus hoofstuk 1 vers 5. En om hierdie lede het jy omtrent agtergelaat, dat jy nog verder so regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad oorlings so aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders nie, dat nie beskuldig word van losbandigheid of tuchteloos is. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eigensinnig nie oplopend nie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry. Een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheer. Een wat vas aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat dit staat kan wees om die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Maar nou ons vanmôre met u praat, wat ek u deel oor hierdie gedagte van, wat is die karakter van 'n opsiener, voorganger van die werk van die Here? Wat wil die Bybel vir u en my vanmôre, wat verwag die woord van die Here van iemand wat dien as 'n herder en voorganger in 'n gemeente? Hier in Handelinge 6 het die kerk begin uitbrei. Mense het op bekering gekom. Mense het deel geword van die kerk. En skielik ontstaan daar verskeidenheid van behoeftes. En sekerlik in my en jou lewe en ook in hierdie gemeente is daar verskeidenheid van behoeftes. En dit is nodig dat dit aangespreek word, dit is nodig dat dit aangepak word, dit is nodig dat daarin gewerk moet word. Maar nou kom die leierskap van die kerk, die voorgangers, kom maak 'n belangrike stap. Petrus en die 12 apostels by mekaar en hulle praat by die gemeente. Hulle sê maar, ons het taak en werk om te verrig. Hier is 'n geweldige behoefte. Hulle sê maar, ons het mense daarvoor nodig.
En dan maak hulle hierdie uitspraak. Maar ons sal volhard in verkondiging van die woord en die gebed. Wat 'n geweldige, belangrike beginsel wil hierdie 12 apostels duidelik maak aan die gemeente wat teenwoordig is. Die eerste vraag is môre te vra. Waar kom die 12 apostels dan vandaan wat die Bybel hier sê? Hierdie manne was deur Jesus Christus self genoem. En hier lê die eerste en die belangrikste karaktereienskap van 'n man en 'n vrou wat as 'n opsiener wil dien, as 'n voorganger wil dien. Die wete dat 'n mens het my nie geroep nie. Die wete van 'n mens het my nie aangestel nie. Die wete van 'n mens het gesê, hoor hierdie gaan 'n wonderlike studierigting vir jou wees. Jy gaan skare van mense dien. Mense gaan saam met jou beweeg. Mense gaan op bekering kom. Jy gaan wonderlike dinge beleef. Geen mens het dit gesien. Geen mens kan vir jou roep tot hierdie bediening. Die Bybel sê, die Here Jesus toe hy begin het met sy bediening, het hy langs die see van Galilea geloop in Matteus 4. En terwyl hy begin preek het, sê die Bybel, hy die woord begin verkondig. Dis eerste ding wat die Here Jesus almal gedoen het. Hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En terwyl hy so gepreek het, toe sien hy van hierdie disippels wat besig was om 'n vis te vang, die apostels. En hy sê vir hulle, Petrus, Andreas, kom, volg my. En die Bybel sê, het onmiddellik hulle net laat staan en Jesus Christus nagevolg. Daarom is het so belangrik om môre te kan sê, wanneer mense voorganger is, 'n opsiener is, maar jy voorstap in 'n gemeente, om werklik te kan weet, ek het die roeping van Jesus Christus in my lewe. Ek weet, die Here het met my gepraat. Ek weet die volgende stap wat ek neem, die volgende tree wat ek neem, doen ek nie omdat ek so oulik is, omdat ek so goed is nie, maar vanweë die roeping van die Here. En ek wil vanmôre, Nico, vir jou en die drie hier in die begin sê, wees verseker van die roeping van Jesus Christus in julle lewe vandag. Wees verseker dat die Here self wil hê dat julle vir hom sal arbei, vir hom sal dien en vir hom sal navolg. Dis die eerste en die belangrikste. Baie keer is daar baie dinge wat 'n mens moet doen. Jy is bekommerd oor die nette, jy is bekommerd oor die bote, jy is bekommerd wie gaan dit reël, wie gaan wat doen en wie gaan dit verder versorg. Die Bybel sê toe Jesus eendag verder loop, was daar ander disippels wat besig was om saam met hulle Vader in die boot te wees. Dit was Johannes en Jakobus. En Jesus sê vir hulle, volg my. En toe hulle die roeping van die Here ontvang, toe hulle beleef dat die Here praat met hulle, sê die Bybel, het hulle alles net so gelos. Hulle het hulle bote gelos, het hulle pa gelos, hulle het die besigheid daai stadium gelos. Want toe die Here, toe sê die Here, ons is gewillig. Ons los alles om eers U te vind, U te ontdek, om saam met U te staan. En dit is so wonderlik dink dat die Here Jesus vir 3 jaar het hy nou pas saam met sy apostels geloop. Vir 3 jaar het hy vir hulle onderrig gegee, het hy vir hulle leiding gegee, het hy vir hulle insig gegee. Vir 3 jaar spreek hy met hulle en hulle sien hy optree, hulle sien hoe hy bedien. En ek wil vanmôre ook vir elkeen sê, dis meer as moeite werd om Jesus te volg. Dis jy moeite werd om Jesus in alles na te volg. Dis jy moeite werd om Jesus die middelpunt van jou ganse lewe, jou hart, jou werk, jou studies, bo alles Jesus Christus eerste te stel. En mag ons ook Nico en jou en Emelie se bediening en lewe sien dat Christus staan in. Paulus sê so mooi, hy sê vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dis my persoonlike teks van my lewe.
Dit gaan oor Jesus Christus. En wanneer hierdie dinge gebeur in die kerk en dat dinge in die kerk plaasvind, besef die apostels, maar ons moet nou handel, ons moet nou optree. Maar ons het 'n belangrike taak wat ons gesien het by die Here. Die eerste, die belangrikste, is dat die woord van God verkondig sal word. Dit is een van die tweede belangrikste aspek, sekerlik in 'n opsien in 'n voorganger se lewe, is hierdie begeerte en verlange om die evangelie boodskap van Jesus Christus uit te dra aan alle mense. En hulle besef ons moet 'n besluit neem. Ons kan nie weghardloop nie, die realiteit is by ons. Ons kan nie die mense net los nie. Ons kan nie heeldag op en af die tafels bedien nie. Ons kan mense dalk aanstel, maar ons het 'n verantwoordelikheid. Al hierdie mense het nodig om gevoed te word deur die woord van die Here. Hier is vanmôre 'n gemeenskap in Stannieshof. Hier is vanmôre mense buite hierdie kerk se grense, wat weer die woord van die Here opnuut moet hoor. Wat weer moet hoor die blye nuus van verlossing en vrymaking en redding en genesing in Jesus Christus. Hier is nog mense vanmôre wat weer opnuut moet hoor dat daar is hoop vir hierdie wêreld. Wanneer Jesus self begin preek in Lukas 4, wanneer hy in die tempel instap, dan sê hy die gees van die Here is op my, om die wat gebroken is, heling te gee. Omdat die wat in die gevangenis vrylaat toe te verkondig. Om die wat stikkend is en verlaat is, weer hoop te kan gee in Christus Jesus. En dit is die wonder, dat ons vanmôre nog steeds die voorreg het na al hierdie jare, dat die woord van die Here is net so waar, as wat dit meer as 2000 jaar terug waar was. Die woord van die Here is ons net so kragtig soos dit was nog in al ons lewe, en dit sal vir altyd so wees. Wat het die Here Jesus vir hierdie 12 disippels, apostels toevertrou? Hy het vir hulle gesê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Dis die opdrag. En vanmôre is dit ook die opdrag wat 'n opsiener, 'n voorganger van die Here se hart en passie en strewe altyd behoort te wees. Om nog iemand verder te bring na die Here, om nog iemand verder te begelei in sy lewenspad met die Here. Hierdie teks sê nie net gaan dan heen maak disippels van alle nasies nie, maar hy sê op voorbeeld en naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan leer hulle om al hierdie dinge te onderhou wat ek julle beveel. Hoe belangrik is dat ons mense onderrig sal word in die woord van die Here. Weet jy wat? Ek kry vanmôre hierdie gedagte bietjie laat by my opgekom, maar ek wil dit vanmôre aan die voorhou, soos wat jy 'n geskenk sal ontvang. Hierdie tyd van die jaar is mense nogal baie georiënteerd oor geskenke. Jy gee geskenke vir jou kleinkinders, gee vir oupa en ouma geskenke, pa, ma, ensovoorts. Maar wanneer jy 'n geskenk ontvang, is dit baie mooi toegedraai. Dit lyk baie mooi, en jy sien hom daar, maar jy weet nog nie wat is in die geskenk toegedraai. Jy nodig met papier afhaal, tyd van ons, jy weet, as jy opgewonde is, jy klein is, dan gryp jy daai geskenk, jy wil net oopmaak, want jy wil sien wat het gekry. Ander van ons maak hom eers versigtig oop. Wonder wat 'n spesiale geskenk het sy of hy vir my gegee. Weet jy wat? God het vir ons sy woord gegee as 'n geskenk. Hy sê hier het ek vir julle lewens kom pas. Maak hom oop. Reek hom oop. Dat die waarheid en die varsheid van dit wat die geskenk vir jou te beteken vanmôre weer vir jou vars en nuut kan word. Dat aan my ook dink vanmôre soos 'n lekker vasgepakte brood. Dis dieselfde brood, dieselfde meel, dieselfde bestanddele, maar hoor jy, daai vasgepakte brood, wat daai in die mond uitkom, het so 'n lekker geur wat jou laat hunker na 'n stukkie te eet met lekker plaasbotter,
wat jy daar opsit en as jy nou sê, ek is verbaas om in die feit dat dit opryk. Maar jy hoor wat ek sê vanmôre. Dis ons verantwoordelikheid dat daai woord gebreek sal word. Sodat jy kan kom eet, sodat jy kan kom geniet, sodat jy gebou kan word, sodat jy kan vreugde ervaar, sodat jy kan sê, wel dankie, die Here sien my raak, die Here weet ek is so kosbaar, die Here weet ek is daar en hy gee om vir my. Kyk wat die Here vir my instoot. Ek wil jou uitdaag vanmôre dat die woord van die Here altyd op die middelpunt van ons bediening ook sal wees. Dat ons volgens die woord sal handel, dat ons volgens die woord sal lewe, dat ons die woord 'n realiteit in ons lewe maak. Wat help dit? Jy stuur vir iemand 'n geskenk. En ek het dit al gedoen. En jy sê vir iemand, jy kan dit eers 'n maand later koop. Dis nie die doel wat jy graag wil hê nie. Ek onthou my ma, sy het dit 1 jaar daar gedoen. Sy was ek van daai kant en sy geskenk kry, moes sy sien. Sy het ons voor die tyd al 'n geskenk en sê, "Mam, jy mag dit eers oopmaak op daardie dag." Die paar keer wat ek intussen daar praat, sy kop vir my vra, "Kan ek nie maar kyk wat dit is? Kan ek dit nie maar oopmaak?" Ek wil vanmôre hê jy moet weer aan die verwagting. Ek wil God vertrou, dat hierdie gemeente weer die verwagting sal kry. Sondagmôre gaan ons om vars brood te ontvang. Sondagmôre kom ons by mekaar om weer 'n geskenk oop te maak en te beleef wat God vir ons instoor het deur sy woord. Handelinge 2 vers 14 sê dat nadat die Here sy gees uitgestort het en die gemeente mekaar kom en sê, hulle het dag vir dag volhard in die leer van die apostels. Wat het hulle geleer? Petrus sê vir ons Handelinge 1. Hulle het gepraat oor die lewe van Jesus Christus, oor sy sterwe en sy opstanding. Dit was hulle middelpunt. Dit was oor Jesus Christus. Om hom te verkondig, om hom aan die mense te bring en dit waaroor die evangelie boodskap gaan. Efesiërs 4 vers 11 en 12 sê, God het sommige in die gemeente gestel as apostels, profete, evangeliste, leraars, tot opbou van die liggaam van Christus. En ek wil die Here vertrou dat dit hier sal gebeur deur die bediening van sy woord, die verkondiging van sy woord. 2 Timoteus 3, en ek dink baie van ons ken sekerlik hierdie teks so goed, maar ek dink dit is ontstaan in my sonde, waar die woord van die Here sê, vers 4, Hebreërs 3 vers 14. Maar bly nie wat jy geleer het, waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. En dan die volgende, die hele Skrif, en ek vanmôre ek denk dan bly, die hele Skrif, Ou en Nuwe Testament. Ons het hierdie wonderlike wete van dat ons Pinkstermense, ons beleefpunte, ons ervaarpunte, maar dit beteken nie dat die Ou Testament nie vir ons van waarde is. Inteendeel, wanneer jy werklik Pinkster beleef en ervaar het, lees jy die Ou Testament met 'n nuwe bril. Jy beleef skielik dat se waarde en kosbaarhede in God en sy woord openbaar. Nou sê die Bybel, die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. En ek vertrou die Here dat dit die woord is wat hier sal begin uitgaan. Ek wil die Here vertrou dat dit die woord sal wees wat sal uitgaan in hierdie gemeenskap. Dat mense weer sal kan hoor en sê, so sê die woord van die Here. As iemand 'n vraag en ek uitroep, dat hulle gesê kan word, so spreek die woord van die Here. Doen net volgens God se woord. Hou vas aan God se woord. Leef God se woord. Beleef God se woord in jou hart, in jou wese en in jou hele bediening. 2 Timoteus 4 praat Paulus weer vers 1 tot 5. Hy sê, Timoteus, ek besweer jou dan voor God
en die Here Jesus Christus, die lewende Judas se oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk. Besonder, Nico en Julie, hy sê verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Weerleen, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal bedra nie, maar omdat hulle in hul gehoor geskreeu wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afgee van die waarheid en hulle sal wend val. Maar jy, wees in alles ligte, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. En dis my uitroep vanmôre, dat julle bediening sal vervul, ook in Stellenbosch. Dat hulle werklik die vrug sal sien en beleef hoe die Here julle gaan gebruik en aanwend tot eer van sy koninkryk. 'n derde gedagte vanmôre. Eerstens het ons gesê, ons is volgelinge van Jesus. Ons is die roeping van die Here. Die tweede gedagte is dat die woord van die Here altyd sentraal sal bly en ons rigting sal aanbly. Die derde gedagte, wat Petrus het gesê, en ons sal volhard in gebed. Waar het die disippels geleer van gebed? Hulle het by die Here Jesus kom sê, Here, leer ons om te bid. Jesus self het hulle geleer, ons weet uit vir hulle ons Vader voorgehou te bid, maar Jesus self het hom dikwels in eensaamheid teruggetrek om tyd in gebed te spandeer. 'n Mooi gedeelte in die Bybel wat ons almal goed ken. Die nag toe Jesus op die water geloop het. Wat het hy gedoen voor hy op die water geloop? Die Bybel sê hy was in gebed. Nou voordat hy die wonders laat gebeur, het hy ook gebid tot die Vader. Voordat hy Lazarus uit die dood het opgewek het, wat het Jesus gedoen? Hy het gebid. Hy het gesê, Vader, ek weet U voor my. Voordat hy die brood en die vis vermeerder het, wat het hy gedoen? Hy het gedaan. En daarna het die wonder plaasgevind. Voordat hy Judas, sy grootste kan mens sê, vyand onder sy disippels om tegemoet stap, bid hy in Getsemane. Want hy het geweet, dit gaan nie maklik wees. Om Judas in die oë te kyk, te besef, jy was die hele tyd 'n dreer, jy was die hele tyd besig met jou eie agenda, jy was die hele tyd besig om my ondergang te beplan. Dis nie maklik nie. Nou stap hy uit Getsemane, en hy spreek hierdie woorde. My vriend, wat het jy gedoen? Ek wil sê, as Jesus nie tyd in gebed gespandeer het in sy Vader, sou hy waarskynlik dit nie kon hanteer. As hy nie tyd gemaak het om eers met God te praat oor hierdie krisis en hierdie geweldige benoudheid wat hy beleef het. Die Bybel sê, ek is benoud tot die dood toe. Baie van ons dink is net die kruis, dit was nie die kruis. Dit was die hele pad na die kruis. Want hy moes tegemoet staan. En daarom is so belangrik 'n voorganger en 'n opsiener. Die aangesig van die Here sal bly. Die Here vertrou en aanroep te midde van onsekere tye, te midde van moeilike tye, te bid en God vertrou vir sy ingryping, om te waarlik met God te kan praat, dat ander kan sien en weet, ons is 'n man van gebed in ons midde. Ons is 'n man hier, wat ook met die Here praat, en by die Here hoor. En dan kan terugkom en sê, so spreek die Here. Nou weet jy, wat 'n impak het dit op die disippels se lewe gehad, hierdie apostels. Ek dink die moeilikste dag in hulle lewe was toe Jesus vir hulle sê, hoorie, ek gaan nie 'n aardse koninkryk oprig nie. Ek gaan weg. Ek dink dit was vir hulle skokkend. Hy het hulle nie opgestaan. Hy het hulle nie die dood oorwin. Hoekom gaan hy weg? Gaan hy ons slaan? Wat gaan hulle gebeur? Jesus sê, gaan wag. Ek sê julle antwoord met krag uit die woord. En dan word die Here Jesus weggeneem in die hemel. Die Bybel sê, die apostels, die disippels het net daar omgedraai.
die 12 apostels, 11, daai stapie, Judas is in die deel. Hulle het net daar omgedraai. En waar het jy gevind? In die boorverdruk. Waarmee? Besig om te? Wie was almal daar in mekaar? Die Bybel sê hulle van 320 in mekaar. Maria was daar. Met al haar vrae. Miskien ook verwyte. Miskien ook nog my sake wat sy net gemaklik was as moeder nie. Maar sy was daar. Weet jy hoe? Wat hulle geleer het in jou Christus, in jou nood, in jou uur van donkerte, neem jy jou toevlug. Op daai stadium het hulle nie eens geweet hoe gaan die kerk vorentoe bestuur word. Op daai stadium het hulle nie eens geweet wat gaan die volgende stap wees. Op daai stadium was hulle nie baie welkom in Jerusalem. Daai stadium was hulle nog bekend as die Jesus-sekte. En baie het hulle bevraagteken en bewonder. Nie bewonder het, ek moet bevraagteken, bevraagteken en al gedink, hulle is maar 'n bietjie mekaar. Daai disipels. En sommer het gehoor. Petrus het gesê ek ken hom. Sommer het gehoor, hoor die daai Thomas was baie ongelowig. Hy het nie eens geglo dat Jesus sou opstaan. Ensovoorts. Maar hier is met mekaar. Eendragtig in gebed. Ek moet vanmôre vir u as gemeente ook hierdie oordra. Dit is so belangrik dat ons die verskil in kan verstaan. Dat ons verskillende opinies in kan verstaan. Maar dat ons in gebed eendragtig kan ontstaan voor die Here en Jesus Christus kan ontvier en kan loof en jy vind dit eers in gebed. Eers daarna as dit beter is in die situasie van Judas hanteer. Maar dit eers saam gebid. Hulle het nie weggehaal toe. Hulle het nie rondgaan hardloop. Hulle het 'n plek van aanbidding opgesoek om te hoor en te ervaar en te beleef wat Jesus vir hulle instuur. En die Bybel sê, terwyl hulle so op die Here gewag het, daarom is vir my vanmôre so belangrik dat ek en jy in ons lewenswandel altyd Jesus Christus voor sal stel. Die Here het gesê ons moet wag. En hulle wag. En hulle wag. En hulle wag. En buite hom praat mense. En buite hom daar baie stories. Waar is Jesus hier? Waar is sy volgelinge nou? Hoekom is daar nou geen wonders nie? Hoekom is daar nou geen tekens nie? Hulle is nou maar baie stil. Maar hierdie manne wag op die Here. Nico en Julie, daar sta jy wat ek en jy. Net op God. As jy net op die Here vertrou. Dat die Here self die deurbraak gee. Dat ons nie die deure wil oopskop nie, maar wag totdat die Here sy deurbraak gee wat hy beloof het. En hier op die 10de dag sê die Bybel, hulle was weer eens eendragtig by mekaar. Dis vir my so mooi. Die Judas verhaal en die Thomas verhaal en die Johannes Jakobus verhaal met hulle verskille het hulle nie mekaar gedryf nie. Inteendeel, hulle het nader aan mekaar beweeg. Hoekom? Want hulle was gefokus op Jesus Christus. En ek wil vanmôre ook u as gemeente aanmoedig. Hou die oë op Jesus Christus. Daai bekende lied wat ons vroeë jare in die kerk gesing het en nog baie keer tyd is, turn your eyes upon Jesus. Hou die oog op die Here. Die Bybel sê ons dat hulle mekaar, terwyl hulle gewag het, die Here hulle met krag uit die hoogte bekragtig. Ek wil hier as gemeente leierskap aanmoedig vanmôre. Wag op die Here. Wag vir die Here se krag. Maak seker dat jy die krag van die Here in en deur jou lewe ervaar en beleef. En as daar vanmôre droogte in jou lewe is, as daar vanmôre 'n storm in jou lewe is, dat vanmôre vra uitroep in jou lewe, wil ek uitdaag vanmôre, kom wag op die Here, vir die Here se deurbraak ook in jou lewe. Weet die Here wil ook vir jou 'n deurbraak moontlik gee, wanneer jy in gebed voorkom. Die Bybel sê, die gemeente 102, ek dag vir dag
in die tempel verhard in gebed en die Here geloof en aanbid. Mag hierdie plek ook 'n plek van gebed wees. Mag hierdie 'n huis van gebed wees. Mag jy 'n lewe van gebed wees aan die Here gewy. Mag hier weer gebede gepik word en tot die Here vertrou word. Mag ons kerk nie net toe ooit staan nie. Mag ons kerk op 'n plek wees dat mense kan kom, te kan bid, en saam te kan bid, en te kan wag op die Here. Ek wil hier inspireer, dan sal ons ook ervaar krag toerusting. Dan sal ons ervaar dat die Here se Gees in ons midde sal uitstort en ons vol met sy kragtige Heilige Gees om vir hom te dien en na te volg. Jesus het gesê, as julle op my wag, sal ek vir julle toerus met krag in die oor. En ek vertrou dit vanmôre vir die leierskap, maar ook vir die hele gemeente. Die groot ding is dit, geliefdes. Die opsie na die voorganger moet 'n voorbeeld wees. En ek weet, dit is nie altyd maklik om die voorbeeld te wees. Dink as jy dinge maar aanval, dink as jy dinge laat verbygaan, dink as jy jou eie mens wees, een kant skud en toelaat dat die Here se leiding nie oor hom neem. 'n Mens wil dit eens aan. Jy wil optree. Jy kry net tydens hierdie aggressie in jou om te wil dinge nou weer. Dinge moet nou gedoen word. Maar dit is nie altyd hoe die Here wil. En daarom is dit so belangrik dat die van ons wat voor moet stap, ook die voorbeeld sal wees vir die wat na ons loop. Nico en Angeline môre wil ek vir julle sê dat hierdie gemeente, hierdie gemeenskap van Sallieshof gaan opkyk na die leierskap van Sallieshof gemeente. En hulle gaan in hele lewe sien optredes en handelswys wat vir hulle 'n boodskap vertel. Elke woord wat julle gaan spreek, elke taak wat julle gaan aanpak, gaan 'n boodskap oordra aan hierdie pragtige gemeente, maar ook aan hierdie hele gemeenskap. En mag julle die woord van die Here sê so mooi hier, hy sê, mag ons 'n voorbeeld wees vir die buitestanders. Dat diegene buite hierdie gemeente kennis neem, dis 'n man en 'n vrou wat in die voetspore van Jesus Christus wandel. Wat 'n voorbeeld is. En Paulus sê dit baie duidelik in sy skrywe, maar in Timoteus skryf en sê, wees jy Timoteus 'n voorbeeld. Dit begin by jou as die voorganger, as die opsiener. Dit begin by my en dan moet dit verder uitsprei na die gemeente. In Timoteus 3, vers 2 sê volgende, waar die woord van die Here in Timoteus 3 vers 2 sê die Here, ja, 'n opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van een vrou, ligtelik in geloof, fatsoenlik, gasvry, bekwam terug. Ek het dit nie vir gelees. Maar dan sê vir Timoteus, hy sê, laat niemand later jou jonkheid verag. Partykeer, ons het nie al die talente gehad as mens. Partykeer is daar dinge wat ons nie almal ewe goed is. Maar moenie dat dit jou terughou om bruikbaar en diensbaar vir die Here. Wees diensbaar, wees beskikbaar vir die werk van die Here. Mag die Here jou wonderlik gebruik. Hy 1 Timoteus 4 vers 12 sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. In woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in ryn. Dit op sigself is 'n geweldige seëning. Om dit sigself deel van jou lewe te maak, beteken om dit weer te gaan bestudeer, weer te gaan lees, weer te gaan besin. En elke keer wanneer ek Timoteus lees vir my eie lewe en Titus lees, dan dink ek aan myself en sê, Here, waar staan ek? Waar staan ek as die voorbeeld? Waar staan ek as die voorganger? Ek moet myself gedurig ondersoek. Ek moet self my gedurig ondersoek om my verhouding met die Here, my wandel met die Here, is self gedurig ondersoek. Maar die Bybel sê vir my jou, volhard, moenie dat iets ons enigstens sal afsit om dit uit te dra met ywer
En ek wil vertrou dat die Here op besondere wyse sal seën. Hy sê, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en leer. Bewaar ons die genadegawe wat in jou is, wat jou gegee het in die profesie, met die handoplegging van die oorlinde. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Julle het hier van 'n voorreg om 'n impak op mense se lewens te maak. En mag dit wees 'n impak tot opbou, tot versterking en verkoeking. Ek wil vanmôre se gedagte afsluit. Wanneer Paulus weer met Timoteus praat, is daar 'n gedagte wat hy 2 keer met hom bevestig. Hy sê op 2 plekke in Timoteus, aan Timoteus, bewaar jou pad. En ek wil vir hierdie gemeente ook vir u sê vanmôre as gelowiges. Bewaar jou pad. Wat beteken dit? Bewaar dit wat jy in die Here gevind het. Hoe sit dit wat die Here vir jou beteken? Leef naby die Here. Pas jou pad op. En ek wil vanmôre besonder 1 Timoteus 6:20 sê Paulus die volgende woorde: O Timoteus, bewaar jou pad en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige blydenis gedoen het en wat die geloof betref bedwaal weggeraak het. Mag die genade met jou wees. Jy weet toe die Here bid. Jy weet die dag en sê, ja Here, ek neem U aan as my verlosser en saamspoor. En Paulus sê vir Timoteus, alles, bewaar jou pad. Bewaar daardie verhouding. Bewaar daardie wonderlike wete dat jy kind van die Here is. Koester dit, leef dit, waardeer dit, bemin dit. Maak dit deel van jou wandel en jou wese. In 2 Timoteus 1, daar by vers 12, skryf Paulus die volgende. Hy sê, om hierdie rede lei ek op hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pad te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld vir gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het, in geloof en liefde, wat in Christus Jesus is. En dan vers 14. Bewaar jou goeie pad deur die Heilige Gees wat in ons woon. Kan ek dit weer die laaste vers lees? Bewaar jou goeie pad deur die Heilige Gees wat in ons woon. Paulus sê vir Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vreugde gegee, maar van krag en selfbeheersing. En mag julle ervaar, die Here self het julle die krag gegee. Mag julle ervaar dat julle die Heilige Gees afgesonder is en dat die Gees van die Here julle sal lei in alle ware. Elke dag, ook in hierdie bediening, en dat julle weet, ons krag en ons sterkte vind ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees wat in en deur ons lewe. En ook jy as gelowige vanmôre. Want ek hierdie dinge vanmôre sê, tref die karakter van 'n opsiener, kan ons dit eintlik op ons almal van toepassing. Ons almal behoort so te leef. Ons almal behoort so te wandel. Want ons sê vanmôre sê Here, dis eensdaags Kersfees. Ons gedagte en ons bedoeling met Kersfees is nie net om verjaardag te vier. Gedagte is om Christus te kom na hierdie aarde te vier. Die gedagte om Here te loof vir 'n redder en 'n verlosser en 'n salig. Maar om hierdie goeie nuus te gaan uitdra, dan weet jy van jy hierdie goeie nuus uitdra. Die Bybel sê die herders het mekaar op 'n veld. Toe die engel met hulle praat het, hulle onmiddellik gegaan om die Christuskind te sien.
En toe hulle hom gesien het, sê die Bybel, het hulle verder uitgegaan en vir almal gaan vertel van die Jesus kind. Die grootste geskenk wat ek en jy vir iemand kan gee, is Jesus Christus. Die beste geskenk wat jy ooit kan gee, is Jesus Christus. Die beste geskenk wat jy ooit kan ontvang in jou lewe, is Jesus Christus. En ek wil vanmôre ook vir jou vra. Miskien het jy al 'n paar geskenke toegedra. Miskien het jy iets spesiaals gekoop of jy beplan iets spesiaals. Maar wil jy vanmôre sê, Here, ek wil U eer as die grootste geskenk. Ek wil U loof vanmôre as die beste geskenk wat ek ooit kon ontvang. Ek wil vanmôre verklaar die wonderbaarheid van Jesus Christus in my lewe. En die Here, as iemand daar buite wat dit tot hom ontvang. Daar's nog iemand daar buite wat vanmôre gered moet word. Daar's nog iemand daar buite in Sallieshof wat ons sy knieë moet buig en bely dat Jesus Christus die Here is. En ek wil dit saam met hierdie gemeente verkry. Ek wil saam met jou vertrou. Jy hierdie geskenke gaan uitdra vir die herdes van jou uitdra. Bewaar hierdie goeie band, maar deel die goeie nuus met elkeen daar buite. Partykeer dink ons, is dit nie moeite werd? Ja, dit is. Omdat Jesus leef, is dit nie moeite werd. Kom ons net so opstaan. Here, baie dankie dat ons môre hier staan kan wees. Baie dankie vir hierdie besondere dag in hierdie gemeente se geskiedenis. Baie dankie vir die voorreg dat ons môre U woord kon hoor. En dankie Here dat U woord vir ons gegee het, dat ons dit kan hoor, kan doen en kan leef. Ek bid vanmôre ook vir hierdie gemeente besonder. Here, hierdie tyd van die jaar waar daar baie dinge gegee word en omgegee word en uitgereik word en mekaar weer gewaardeer word, dat ons U net meer en meer sal waardeer. Dat ons meer en meer van onsself U sal gee. Dat ons meer en meer na onsself sal let in ons verhouding met U. Dat ons waarlik welbehaaglik voor U sal wandel. Skep in ons elkeen 'n rein hart, o Here, en 'n gewilligheid om U na te volg en ons oë altyd op U te hou. Dankie daarvoor. Ek loof U en ek dank U. In Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan vra dat Nico en Julie by my kom staan hier voor. En ek gaan net 'n enkele vraag tot hulle rig. Julle kan sommer net hier staan. Dat julle dink dat julle troudag, ek so 'n paar jaar terug. Ek nog 'n paar jaar terug nie. Maar dit is so wonderlike voorreg om vanmôre 'n man en 'n vrou se roep in die Here te bring. Dit is so wonderlik om te besef. Die Here roep en die Here stuur. Ons eer die Here daarvoor. Die Here weet wat dit is. Die Here weet, tye het julle tot die Here roep. Op die goeie tye en op die sleg. Ek wil vertrou dat die Here julle voorberei vir 'n tyd soos hierdie. Om hier voor te staan in die naam van die Here te dra met krag en heerlikheid. Ek gaan die volgende vraag met julle bevestiging as leiders in Sallieshof gemeente. Nico, eerste plek vir jou vanmôre. Bevestig jy dat jy die roeping van God ontvang? Die tweede plek, bevestig jy dat jy die woord van die Here sal verkondig deur middel van lering, vermaning en selfnavolging? Derde en laaste vraag, bevestig jy dat jy deel as leier van Sallieshof gemeente het ook 'n deel van die klop van die AGS Middelstreek, die AGS familie, dat jy ook hulle aktiwiteite en geleenthede sal bywoon en ondersteun. En hierdie op jou ook vanmôre 'n aantal vrae. Bevestig jy dat jy getuig is dat Nico deur die Here geroep is?
Bevestig jy dat jy saam met hom sal deel in die bediening of so jou gawes aan die. Die laaste, bevestig jy dat jy vir hom sal bid en ondersteun in sy bediening tot voordeel van jou beide se geestelike groei en baie belangrik. Ons waardeer. Ek wil vra dat die leierskap van die gemeente, die ouderlinge en die diakens na vore kom. Rachel, asseblief jy ook sal kom en dan gaan ons vir julle die hande op die Bybel sê, toe die gemeente verneem het dat Paulus beroep is, en was besig om te vas te bid en die Here het hulle sê, sonder vir my Paulus af, vir die bediening, die ouderlinge het gekom en hulle die hande opgeleid. En ons sal vanmôre, denk nie dit by die woord van die Here sê. Ons sal julle beskof, vir hierdie groot taak, wat op julle is. Mag julle ervaar, dat julle luister, die Here op by julle sal wees. Want almal julle nie skeer. Maak my 'n diensknegt van die Allerhoogste God en rig my spore op die pad wat ek moet loop. Werk deur die Gees sodat die Koos en die liefde bevestig as voorgangers, opsieners in die AGS van die Zon gemeente. En ek sal en ek kom môre in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Angelique, saam met jou man wil ek jou vanmôre bevestig met jou salf. Die Here sal jou vertrou, sal vir jou naam Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, terwyl ons die voorreg het om ons hande so op hulle te lê, dank ons U dat U mense aanstel, dat U mense roep vir die voltydse bediening. Here, ek wil bid dat U vir hulle besonder sal bekragtig deur die werking van die Heilige Gees. Here, ek wil bid dat hulle sal ervaar en weet die Here sal hulle nooit begewe of verlaat. En dat die Here hulle God met hulle sal wees oral waar hulle gaan. En Here, dankie dat hulle U woord in gesag en autoriteit sal uitdra, geïnspireer deur U Gees. En ek dank U, Here, dat U hulle bewaar en beskerm en behoed. Ek bid vir hulle vanmôre terwyl hulle die bediening voorstap. Here, ek weet dis nie altyd maklik nie, maar een ding weet ek, Here, dat ons vind ons krag en ons sterkte en ons vertroue net in U. Daarom, Here, bid ek vanmôre dat U by saam met hulle sal wees. En ek dank U en ek eer U om vanmôre te kan bevestig dat hulle as opsieners in hierdie gemeente sal dien. En dank U dat hulle die leiding sal neem en voor sal stap. En dat die gemeenskap in Sannieshof sal beleef. Hier's 'n man en hier's 'n vrou geroep deur die Here, maar die pad van die Here stap en bewandel. Ons dank U en ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ek wil net kom dat jy staan. My liewe broers en susters, gemeente, kan ek vra dat u saam met ons staan. Wil die leierskap vanmôre hier staan is en hulle hier voor staan en ons hier is staan. En julle nie saam met hulle op en hierdie spaar aan die Here opdra. En bid dat die Here hulle ryklik sal sien en dat die Here se gunste sal wees. Want ook die leierskap wat besluit dat ons neem, ons vir julle ook opdra die Here. Vertrou dat die Here julle instel en wys nie sal skep. Om saam met hierdie gemeente te kan bedien en voort te gaan. Here, baie dankie dat ons as gemeente vanmôre en as gelowiges saam met U te kan kom. Baie dankie dat ons vanmôre kan verklaar dat niemand vergeet en dat ons U in alles wil navolg. Here, daarom bid ek vir hierdie leierskap vanmôre dat hulle sal ervaar insig, wysheid en kennis van die Here. Dat hulle waarlik wanneer hulle besluit te neem kan sê waarlik die Here het gespreek in ons midde. Dat hulle waarlik kan sê ons is gelei deur die Gees van die Here. En ek dank U, Here, terwyl hulle die taak het om
vir Nico en Angelique te ondersteun, die bediening vir hulle moontlik te maak, dat U vir hulle die wysheid sal gee daartoe. Bid vir hierdie gemeente, Here. Ek bid vir die verstopping en U liefde op 'n unieke en wonderlike wyse. In Jesus naam. Amen. Amen. Geliefdes, ek wil net vir u voorhou die dag daar vrae mag wees. Ek is dankbaar om te sê dat die goed al groot deel van die teologiese studies afgehandel. Ons is dankbaar dat hy ook sy studies deur die AGS erken word. Ons eer die Here daarvoor. Ons kon ongelukkig net betyds sy aansoek door die AGS bediening hierdie jaar al voltooi nie. So om net te weet, net te sê dat hy is regtig 'n mooi voorbeeld. Ek het sy hele aansoek vanmôre hier. So die bewys is hier dat hy aansoek gedoen het om deel te word van die AGS pastorekorps. Dit gaan nou ongelukkig nog so 'n jaar wees waarin u as gemeente nou saam met hom op pad gaan stap, die beheerraad of die kerkraad saam met hom op pad gaan stap, en dan hier by April maand, wanneer ons weer ons tweede streksvergadering het van die jaar, sal ek nogal verkies dat sy papiere weer ingestuur word, dat ons op spoedig kan verder hanteer, maar u getuienis gaan ook 'n deel wees van die bevestiging van sy bediening voortaan in sy hof gemeente. Ons vertrou dat ons teen Augustus volgende jaar al die papiere ingehandel gaan word. Dan gaan hy 'n jaar wil doen, wat hy die praktiese jaar in die kerk moet doen, en daarna kom ons by wanneer hy amptelik georden sal kan word as pastoor van die AGS van Suid-Afrika. Maar intussen het hy alle vrymoediging om te bedien en te handel soos wat die woord van die Here ons leer om te doen in die gemeente as leier en voorganger. Ons is ook hier as Noordwes streek, is ons hier vir hom en saam met hom, net soos wat ons graag met u as gemeente op pad stap, is ons altyd daar vir mekaar. Ek wil vanmôre vir ons sê, hy is eintlik deel nou maar weer van nog 'n familie in die Here. Dit mag jy werklik jy en Angelique ervaar, dat jy ook 'n tuiste sal vind in die Hebreë kerk, tot eer van die naam van die Here. Geliefdes, baie dankie, mag die Here u seën, mag die guns en genade met Sanitron gemeente ryk. So mag jy 'n wonderlike Kerstyd beleef, die guns en genade, die liefde van die Here saam met u. Die diensnag van die Allerhoogste God, en rig my spore op die pad wat ek moet loop. Werk deur die Gees, sodat almal Jesus in